Welkom by nog 'n episode van die Solidariteit Wêreld en ek gesels met Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit. En Dirk, jy het in 'n vorige episode oor opleiding gesels en dit is ook 'n antwoord vir onsekere tye. Maar kom ons praat bietjie oor die onsekerheid wat nou daar heers. En iemand van die Hudson Institute het ook nou die laaste week gesê, bietjie gepraat oor die sanksies wat moontlik kan neerkom op Suid-Afrika. En dit skep natuurlik 'n klomp vrees. En ons wil 'n bietjie vandag ook gesels oor, maar wat is die slegste scenario as ons dink aan Suid-Afrika en sanksies, ons ekonomie, mense se werk, wat is die slegste scenario? En die nuutste is nou dalk dat Suid-Afrika selfs van die SWIFT bankstelsel dat ons sanksies daarop kan kry. Hoe sien jy dit uitspeel? Ja, Charles, dit is eintlik 'n skrikwekkende prentjie as mens daaroor dink. Hudson Instituut is 'n baie invloedryke instituut. Ons het hulle ook gesien toe ons daar was. Hulle het 'n groot invloed op die Republikeinse denke en daarom kan mens nie heeltemal dit net ignoreer nie. Die SWIFT-stelsel is 'n stelsel wat jou eintlik wat toegang gee tot die internasionale, kom ek praat van handelsorde. So dit is 'n absolute noodsaaklikheid om invoere en uitvoere te kan laat plaasvind. Dit hierdie stelsel nodig. Nou net so om die konteks daarvan te gee, toe Rusland Oekraïne binnegeval is hulle van die SWIFT-stelsel afgeskop en dit was gesien eintlik as 'n baie radikale stap. En Iran ook in 2012 vir dieselfde met Iran. Korrek, ja, so dis ingrypende goeders vir ingrypende lande. So dit is 'n baie ernstige ding. Nou dit sal 'n ongelooflike invloed hê op ons land. Ons is 'n oop ekonomie. Nog 'n baie meer oop ekonomie, 'n baie kleiner ekonomie wat oop is as wat byvoorbeeld in Rusland is. So Rusland kon dit probeer absorbeer en hulle het tot 'n groot mate dit reg gekry, maar ons het 'n probleem. Ons het 'n oop ekonomie. Ons het 'n klomp maatskappye wat van invoere en uitvoere afhanklik is, dollars, rande, dollars. Ons sit met 'n Microsoft, ons het 'n Ford en so kan ek baie ander noem. So dit sal 'n ingrypende invloed hê. Dit is soos die hoof van ons navorsingsinstituut Connie Mulder sê. Hy sê dis die kernopsie van sanksies. Dis 'n ernstige ding, is 'n bom wat jy op ons gegooi word. En dit maak 'n mens regtig bekommerd. En daarom moet mense dit ernstig opneem en Suid-Afrika met sy diplomatieke strategie moet dit ook baie meer ernstig opneem as wat hulle dit nou opneem. Dis asof hulle blasé is hieroor. En dit is alles roekeloos. Hulle is roekeloos teenoor ons. As jy mee werk met 'n kernmoondheid wat 'n kernbom op jou kan gooi, dis nou 'n ekonomiese kernbom, dan nou nie 'n regte kernbom nie. Dan hanteer jy dit met erns en hulle hanteer dit nu op die oomblik. En Dirk, ons moet onthou, dit is nie eintlik 'n nuwe ding nie. In 2022 toe Suid-Afrika nog probeer kant kies of lyk asof hulle nie Rusland wil veroordeel vir die inval in Oekraïne. Toe is daar klaarsprake gewees van hierdie sanksies met die SWIFT-stelsel. Ons weet dit is 11,000 banke, 200 lande. Hoe sal dit uitspeel? Hoe sal dit gewone Suid-Afrikaners raak as dit sou deurgevoer word? Dit is grootskaalse werksverlies. Ek dink dit is maar die kort en die lang. Dit is wat ons sal sien. Ons sal 'n baie groot invloed op ons ekonomie hê, grootskaalse werksverlies en baie meer as wat ons aanvanklik oor bekommerd was as jy byvoorbeeld uit AGOA geskop word. Nou daai soort van radikale stappe, ek is wel nog van hoop dat dit nie gaan realiseer nie. Om die waarheid te sê, op hierdie stadium is ek baie sterk aan die kant dat dit nie gaan realiseer nie. Waarom mense wel bekommerd is die sprake wat daar ook op die oomblik nog is, en daar was onlangs ook mense wat dit selfs in dokumente uitgespel het, wat gesê het dat daar werklik 'n befondsing was van Iran na Suid-Afrika, spesifiek na die ANC rondom die verkiesingstydperk en ook rondom die hele saak in Israel, dat daar Iranse befondsing was en vice versa is daar bekommer dat daar selfs ondersteuning van Suid-Afrika na Iran toe sal wees. Op hierdie stadium is daar nog niks wat dit betref seker en vas nie. Iemand binne die Amerikaanse omgewing het vir my gesê dat hulle soek op die oomblik na vaste bewyse en iemand het selfs beweer dat daar is, maar
ek sien dit nog nie. Maar as daar so iets is, dan beteken dit, dan begin ons praat van befondsing van terrorisme. En Amerika sien dit uit die aard van die saak is baie ernstig. En dit kan so iets laat inskop, so wat ons nou regtig moet net met hoop dat Suid-Afrika nie so ver gegaan het nie. Maar ja, ek is deesdae, ek is nie meer verras oor enige ding nie. En ons moet onthou, Rusland, weet, hulle het hulle eie, hulle het ook SWIFT gebruik, maar hulle het hulle eie stelsel toe geskep om hierdie finansiële transaksies te kan fasiliteer. Suid-Afrika het nie daai vermoë nie. Ons is 'n klein ekonomie. Rusland was die tweede grootste gebruiker van SWIFT. Ons gaan nie onsself kan help. Jy's reg. Ons is 'n klein ekonomie en ons is 'n baie oop ekonomie. So ons is regtig afhanklik van invoer en uitvoer. En daarom daarom moet die regering dit so ernstig opneem. En al die tekens is daar. Nou as die vraag is, hoekom is Amerika so kwaad vir ons? Hulle is regtig kwaad vir ons. En dit is, as ek nou praat van ons, dan praat ek nou nie van die solidariteitsbeweging, ek praat van Suid-Afrika, spesifiek die Suid-Afrikaanse regering, en nog meer spesifiek die ANC. Daar is al in die vorige administrasie is al gekyk na wetgewing om die hele verhouding met Suid-Afrika te hersien. En dit is nou weer ter tafel geneem. Nou daar is 5 goeters waarop gefokus word in daai wetgewing. Is die eerste plek ons verhouding met China. En in die tweede plek ons vorme van alliansies met Rusland. In die derde plek ons verhouding met Iran. En dan in die vierde plek praat hulle dan as gevolg van die binnelandse wanbestuur van Suid-Afrika wat insluit in korrupsie. En dan in die 5de plek is net 'n algemene optrede wat nie in belang is van Amerika nie. So dit is daardie 5 goed wat in daai wetgewing dan uitgelig word. En mense sal hoor, dit is alles goeders wat diplomatieke beleidsbesluite van die ANC is. Nou hulle het nou kort dat hulle sulke goed kapoetjies, as hulle net dit is Solidariteit en Afriforum. Dit is net geen sin Solidariteit en Afriforum. Ja, Solidariteit en Afriforum glad nie Amerika toe gegaan het nie. Dan sou die optrede presies dieselfde gewees het om die waarheid te sê. As Solidariteit en Afriforum nie Amerika toe gegaan het, dan was daar geen kans vir enige positiewe ingrype nie. Ons is op die oomblik die enigstes wat instaan byvoorbeeld vir 'n AGOA om te sê beperk die ernstige tariefstelsel moenie teen die land optree nie. Kyk na individuele sanksies. So ons tree eintlik op die oomblik in. Ons probeer dit versag, maar die ANC het 'n harde geskiedenis en die Amerikaanse regering sê dat luister, ons gaan hard optree. Nou is die vraag. SWIFT is natuurlik dis die kernopsie. Ek vertrou dit gaan nie gebeur nie en ek vertrou regtig daar sal nie nog grove goed oor die ANC uitkom nie oor verhoudinge wat ons nie eers van bewus was nie. Maar wat is die volgende? Ons het gedink die slegste scenario sou wees indien ons uit AGOA geskop word of as AGOA nie voortgesit sou word nie. Maar daar is nou nog 'n sterker scenario. Dit beteken net eenvoudig 'n baie ernstige handelsoorlog eintlik teen Suid-Afrika. So dit is die ander opsie en dan amper die beter scenario deesdae is bloot net individuele sanksies. En toe ons hierdie gesprek begin het ek gedog dit is die ernstigste. Dat hulle sal kyk na individuele sanksies, na korrupte persone, na iemand soos Julius Malema, dit is menseregte oortreders. En ek vermoed dit is waarskynlik gaan dit realiseer. Dit het natuurlik groot administratiewe implikasies as jy individuele sanksies het. Ja, ons het ook gesien Trump het nou 12 April weer 'n plasing gemaak op Truth Social met klomp Malema video's om te sê, daar's werklik vergrype, kyk hierdie video's. Absoluut. Die tafel word gedek. Ek moet sê toe ek nou gekyk het na daai video's het ek amper geskrik. Toe besef ek ons raak gewoond hieraan. Jy weet, dit is asof ons in die markomgewing praat hulle die mark het iets verdiskonteer. Nou ons mark hier in Suid-Afrika het dit verdiskonteer, maar jy moet nou dink as jy buitekant is en daai video's, hy speel die een na die ander, dis 'n stuk haatspraak. Dan besef jy hoe ernstig is dit. Maar tereg, hy is besig eintlik om dis klimaat voor te berei vir wat kom. So ons kan dit alles verwag. So die vraag is, hoe reageer die ANC nou op hierdie ernstige goed wat ons almal bedryf? Maar die oplossing is seker in Mitsubishi, Jonas, wat daar as 'n gesant afgevaardig is na Amerika toe deur president Ramaphosa of hoe Dirk. Kyk, dit is kom ons hanteer net sy ding op 'n paar vlakke. In die eerste plek, hy is iemand wat eintlik 'n onkreukbare geskiedenis het wat
staatskaping betref. Dit is eintlik hy wat die vletjie geblaas het destyds. Hy het gesê die Guptas het 'n sekere aanbieding aan my gemaak en hy het die vletjie geblaas en dit het eintlik toe gelei op die ou tot die Sonderkommissie en die ondersoeke daarmee saam. En daarvoor moet ek sê, haal ek my hoed af. Hy het eintlik 'n baie goeie sake geskiedenis en hy is dus iemand wat die vermoë het om dan waarskynlik met die Amerikaanse regering te kan beding. Dis net hierdie video wat op sosiale media versprei. Goeie genigtig. Ek kon hulle nie gekyk het daarna, want daar gaan hy en hy beskuldig Trump van homofobie, van rasisme ensovoorts. Dit is nou wel 'n ou video, moet daar by gesê 2020 video. En daar moet daar sê daar's heelwat mense wat harde goedjies ergens in hulle loopbane oor Trump sê. J.D. Vance, hy vice-president, is een daarvan so bygesê. Maar genigtig op in hierdie klimaat om hom te stuur. Ons moet maar lig pak. Jy weet maar hy eendag passie van ons aanvat want ek is nie so oortuig daarvan dat hy enigstens afvaar gaan word in Amerika nie. Hy gaan dalk moet terugkom. En dan is dit 'n reusagtige verleentheid. Dit sluit uit behalwe dat ek werklik ek het al met hom te doen gehad. Ek het eintlik nogal respek vir hom. Hy's 'n gesoute sakeman, hy's 'n gesoute onderhandelaar en ek dink hy was iemand wat dit kon oplos, maar daar's twee probleme. Die eerste een is hierdie lastige goedjies wat ek gesê het oor Trump wat hom amper diskwalifiseer. Ek dink regtig ek kan nie glo dat die presidentskap dit so oorsig maak. Hy word natuurlik gestuur as 'n gesant. Dit is 'n rede hoekom hy 'n gesant gestuur word want Ramaphosa wil die proses beheer. Dus kom as 'n gesant gestuur word. Maar daar's 'n tweede probleem. Dit help niks. Jy kan wie ook al stuur. Jy kan enigiemand stuur. Jy kan maak nie saak wie nie. Sê nou maar het hy die lastige goedjies gesê. En dan dink ek was hy nou 'n goeie kandidaat om te gestuur te word. Maar waarmee gaan hy? Waarmee gaan dit is nie 'n misverstand. Dit is nie 'n misverstand nie. Hulle werk absoluut vanuit die idee dat dis 'n klein misverstandjie. Hulle soek die regte persoon om dit te gaan verduidelik. En dit is die groot probleem op hierdie stadium. Is baie dieper as dit. Dit kom oor baie langer as dit. Hulle is regtig op die oomblik word gesien as 'n versinne beelding van die bedreiging van die Amerikaanse belang. Ek sien jy's 'n video van Joe Pollak waar hy in 'n video waar hulle vir hom vra, ons wil die Suid-Afrikaanse konteks verstaan. Hoe werk Suid-Afrikaanse politiek? En sy enigste antwoord was, mense moet verstaan dat Suid-Afrika se regering is die enigste regering in die wêreld wat glo dat die Sowjetunie destyds in die Koue Oorlog gewen het. Ja, absoluut. Hulle dink is nog 'n kommunistiese regering in Rusland. So dit is hulle vertrekpunt is net eenvoudig verkeerd en hulle lees die wêreldpolitiek verkeerd. Hulle natuurlik ek dink hier kom 'n groot herskikking in die wêreld en ek dink dis heeltemal reg. India verstaan dit, alle ander lande verstaan dit dat jy posisioneer jouself vir verskillende magsentrums. Maar Amerika is ooit nog steeds ons belangrikste handelsgenoot. Jy kan dit eenvoudig nie net afskryf en dan sê jy, nou gaan ek gou ander verhoudinge met ander vestig. En ons plaaslike politici sien hulle self as 'n eweknie van president Trump. Dis is 'n speelgrond waar daar groot boelie is. Eintlik moet jy net in die hoek sit. Ons is 0.3% van die wêreldekonomie. Dit is 'n katspoegie. Die hele Afrika se ekonomie is nie so groot soos Rusland nie, en Rusland is maar 3%. So ons is 'n druppel in die emmer, maar ons plaaslike politici probeer optree soos ek het verstom oor die arrogansie, die absolute arrogansie. So dit is die dilemma wat ons mee het. Daar is ernstige goed wat kan gebeur, daar gaan ernstige goed gebeur. Of dit die kernopsie gaan wees, weet ek nie, ek vertrou regtig dit is nie, maar dat hier harder optrede gaan kom teen Suid-Afrika, dit is ongelukkig so. Ons praat gereeld met die Amerikaanse regering, ons is in kontak met die Amerikaanse regering op 'n deurlopende basis. Praat julle op die oomblik nog met hulle? Ons praat op die oomblik nog met hulle, ons praat hierdie week met hulle. Ons is gedurig in interaksie op verskeie vlakke met die Amerikaners, so ons weet presies wat hulle behoefte is. En nou bygesê, dat wat hulle vir ons sê is, hulle wil graag 'n goeie verhouding met Suid-Afrika handhaaf, want ons het 'n gesofistikeerde ekonomie, en hierdie gesofistikeerde ekonomie kan vir hulle toegang in Afrika gee. So hulle wil eintlik 'n goeie verhouding met ons hê. En wat hulle vir ons sê is, dat hulle
voorsien dat daar selfs sterker bilaterale verhoudings kan wees. Daar is op die oomblik verhoudings ook deur AGOA, wat sekere voordeel vir ons skep. Daar is omtrent 500,000 werksgeleenthede as gevolg van AGOA en dan internasionale uitvoer en invoer tussen ons en Amerika. Maar hulle sê dit kan sterker wees. Hulle sê dit heeltyd vir ons. Hulle sê wat kan hulle doen om hierdie verhouding te herstel? En Suid-Afrika sê wat kan ons doen om die verhouding te versleg? En Dirk, die vreemde ding is wat ons nou sien in die nuus dat ZANU-PF, Dr. Theo Jager daar was, sê hulle maar Afrikaners is Afrikaner. Weet, is vreemde tye waar ons Hier kom Zimbabwe en hulle posisioneer hulle selfs beter as Suid-Afrika. Kan jy glo dat Zimbabwe lees die politiek beter? Nommer 1, reik hulle uit, hulle sê Afrikaners, natuurlik, hulle is reg, maar jy sê, die ZANU-PF dit, en wat gaan doen ZANU-PF? Hulle sê hoor hierso, ons gaan Amerikaanse uitvoertariewe skrap. Hulle posisioneer hulle self, en wat sê Zimbabwe, hulle sê hulle wil 'n new deal met Amerika, en hulle gaan hard en hulle bedink daarmee. En waaroor hulle nou praat is oor hoe kan hulle toegang kry tot die Trump-administrasie sodat daar 'n herstel van verhouding kan wees met die Trump-administrasie. Hulle sien hierdie as 'n reuse geleentheid. Ons is sterk mannetjie. Ons sê nee, wel, ons gaan ons nie laat boelie deur hierdie Trump-administrasie nie. Maar wie betaal die prys? Dis ons lede, solidaritetslede betaal die prys daarvan. Ons het nou ook informele gesprekke gehad met Kusatu, en wat Kusatu is ongelooflik gespanne. Hulle sê hulle weet wat met hulle lede gaan gebeur. En dit moet aangespreek word. En ekonomiese groei, die globale groei gaan seker is praat van 'n globale resessie. Weet, ons minister van Finansies sê hy 1.8% groei, maar ek sien Dawie Rood sê in die week, daar's nie 'n manier wat dit gaan gebeur nie, dit gaan dalk nader aan 1% wees. So daar gaan werklike inkrimping van die ekonomie plaasvind. En ons natuurlik die globale rolspelers en wêreldwye tariewe en al die goed, maar plaaslik is daar ook verder onsekerheid. Ek seker die luisteraars is ook bekommerd oor die RNE, gaan dit moontlik ineenstort, wat gaan dit tot gevolg hê? Dit voeg net nog meer tot die onsekerheid. Ons het 'n driedubbele probleem. In die eerste plek is dit die globale onsekerheid op die oomblik. Waarna toe is die wêreld op pad? In die tweede plek is dit dan ons direkte verhouding met Amerika. En dan in die derde plek is dit dan plaaslike politieke onsekerheid. En daai drie goed saam skep ongelooflike onsekerheid by mense. Dirk, as die slegste scenario wat ons nou kan dink, ons praat van SWIFT, ons praat van eintlik kombersanksies wat moontlik is. Ons sê die verhouding wat die gesant wat Amerika toegestuur word, gaan nie noodwendig die oplossing wees nie, die RNE kan instort. Maar wat is 'n goeie scenario of die beste scenario as die goed wat solidariteit wil doen wel plaasvind, as die ooreenkomste gevestig kan word, as die verhouding verbeter kan word, as ons hoe lyk die goeie scenario as ons oor 'n paar jaar kan terugkyk en sê, "Sjoe, gelukkig het alles uitgewerk as dit moes en het die druk van die FSA gewerk." Hoe lyk daai scenario? Ja, dit is verskriklik belangrik, Shaun, want kyk, natuurlik is ons onseker, maar hier kom antwoorde. En hier kom goeie antwoorde, hier kom weer stabiliteit. En as ons reg posisioneer, dan kan ons in 'n sterker posisie wees as wat ons was. Nou as ek nou praat van ons, dan bedoel ek die nommer 1, die groter ons, die Suid-Afrikaanse regering in Suid-Afrika. Maar in die tweede plek dan praat ek ook van solidariteitslede en ons kultuurgemeenskap. Ons kan regtig in 'n sterker posisie wees en ek gaan nou na al twee kyk. Kom ons kyk eers na die Suid-Afrikaanse regering. Suid-Afrika, wat ek nou ook na verwys het, kan in 'n beter bilaterale verhouding met Amerika tree. Dit is heeltemal moontlik. En ek dink dit daardie moontlikheid kan realiseer. Dit gaan 'n klomp beleidsveranderinge verg van die Suid-Afrikaanse regering. Ek weet daar is op die oomblik interaksie tussen die Amerikaanse regering en die Suid-Afrikaanse regering. Daar is meer as een feitesending op die oomblik aan die gang. Ons is in gesprek met die Amerikaanse regering. Ons is en ons is ook in 'n posisie waar ons ook aanbevelings kan maak. En dit is eintlik hierdie paradoks. Die Suid-Afrikaanse regering kan ons, en hulle skree heeltyd op ons, in plaas van dat hulle moet op ons skree, nee, hulle moet sê, hoe kan julle help?
ons is in 'n posisie waar ons eintlik 'n positiewe invloed kan uitoefen. Maar wat belangrik is, mense vra dikwels maar, as julle doen julle die regte ding, moet julle soveel druk op die Suid-Afrikaanse regering plaas? Die antwoord is ja, ons moet soveel druk op die Suid-Afrikaanse regering plaas, en dit is nou ongemaklik, en dit lyk nie lekker nie, en dit lyk asof die Suid-Afrikaanse regering nou ook kwaad is, sommer vir ons, omdat ons druk op hulle plaas, maar as hier beleidsveranderings welkom, die opswaai daarvan, is nie net goed vir ons as Solidariteit Afriforum, ons Solidariteit lede, nie, dis goed vir Suid-Afrika, dis goed vir Kusatu lede, dis goed vir die land. En daarom, as ons optree teen die ANC, dan tree ons eintlik in vir die land. As ons verskerpte optrede het teen die ANC, dan tree ons eintlik in vir die land. En hier is die verskriklike moeilike balanseertoertjie wat jy moet hê. In ons gesprekke met Amerika, so ons hou die druk, maar moenie 'n kombers straf op Suid-Afrika plaas nie. En ons druk kliphard daarvoor. Ons hou dit aan sê, en ons hou dit aan sê. Maar Dirk, ek wonder ook oor die vraag, hoekom is Afrikaners in besonder belangrik vir die FSA? Is iets wat hulle in Afrika wil bereik, sien hulle ons 'n sekere rol hier speel, hoekom is ons vir hulle belangrik? Wel, daar is 'n hele klompie goed. Nommer 1 het ons 'n sigbare simbool geraak van die ANC se vergryp. Hulle sê, maar ons sien dit in die Afrikaners raak. Dit wat ons as Amerikaners ook beleef, sien ons nou raak in 'n klein minderheidsgroep, en hulle is bekommerd oor ons. En hulle sê dit vir ons. President Trump self het nogal belangstelling ontwikkel in die Afrikaners. Dit is vreemd, maar dit is omdat ons ook 'n sigbare simbolisering raak van vergrype van die ANC. En in die vorm dan spesifiek van grondonteeneming, plaasmoorde, dit is iets wat hulle 'n groot vorm van kommer is. En goed ingelig is ook. Goed ingelig. Onthou, ons raak gewoon aan. Hier op my boekrak hier het ek 'n boek. Die boek se naam is Treurgrond. Dis 'n boek wat ek self geskryf het, waar ek die storie van plaasmoorde opgeskryf het. Ek het elke persoon vermoor is, het ook opgeskryf, en dit was na aanleiding van my oom wat vermoor was. En toe het ek gesê, moenie net 'n nommer wil jy, ons moet dit begin opskryf, 'n hele dik boek. Nou, ek het dit al amper vergeet, ek het amper begin gewoond raak daaraan. En nou as jy van buite af daarna kyk en jy hoor hierso, hier is eintlik 1000 mense al vermoor op plase, en kyk wat sing hierdie persoon, dis ernstig. Ja, dis nou presies daai Malema video's, ons is al afgestomp. Ons het afgestomp geraak, maar daai is in enige moderne westerse konsep, is dit ernstige menseregte vergrype. In enige konteks daar buite, ons het gewoond geraak daaraan. So nou sien hulle dit raak, hulle sien hierdie plaasmoorde, hulle sien rassewetgewing raak, hulle voel verskriklik sterk oor die uitfasering van rassewette. So ons raak so 'n bietjie van 'n simbool as Afrikaners af, en dis in die eerste plek. In die tweede plek is ons steeds 'n westerse bondgenootskap van Amerika as kultuurgemeenskap. Dit is in Amerika se belang dat daar Afrikaners ook in Suid-Afrika is. Ook nou, die rol wat ons op die oomblik speel, is amper 'n tipe van informele fasiliteerder hier in Suid-Afrika, om te kyk of daar 'n tipe van ontknoping kan kom. So ons is in 'n vreemde plek, in 'n vreemde rol, wat ons as Afrikaners op die oomblik speel. Ek verstaan dit self nog nie presies, wat gaan hier aan nie. Niemand sou dit kon voorsien nie, en ek nou 'n jaar of 2 terug sou ek nie naaste by dit kon voorsien nie. Maar dit plaas ons eintlik in 'n interessante, maar tog in 'n kragtige posisie, en ons moet dit opneem. Maar hierdie posisie van ons, as ons dit reg speel, is tot voordeel van die land, en ek dink daar kan ontknopings wees. Dan baie prakties dan aan die solidariteit kant. Ons gaan nou binnekort 'n werkprogram, ons gaan dit is eintlik 'n skild, 'n skild soos 'n beskermingsskild gaan ons bekend maak, om te sê dat ons moet ons mense in hierdie oorgangstyd beskerm. Ja, want ek is seker mense is bang vir hulle beleggings, mense is bang oor hulle werke, mense absoluut so. Ons het 'n baie omvattende plan wat ons gaan bekend maak, vir ons lede te sê, ons gaan julle beskerm in hierdie oorgangstyd. En daardie beskerming lê in natuurlik die krag van saam staan. Daar's nuwe tegnologie wat dit moontlik maak om beskerming te bied. Ons gaan dit alles bekend maak. Ons gaan 'n arbeidsreg bot bekend maak. Ons gaan 'n werkfasiliteringsplatform bekend maak. Ons gaan 'n ongelooflike aanbod bekend maak om in hierdie onstabiliteit vir mense eintlik 'n bietjie vastigheid en sekerheid te gee. Want ons moet hierdie onstabiliteit oorkom. Hier kom weer stabiliteit, hier kom antwoorde. En ek hoop dit is
as gevolg die ANC self het beleids veranderings. Anders moet ons wag, hulle gaan inplof, die ANC. En dan, so jy kom dan nog 'n morsige politieke situasie en dan gaan hier antwoorde kom. Ons gemeenskap is nog altyd ongelooflik veerkragtig. En nie net ons gemeenskap nie, ook die Suid-Afrikaanse gemeenskap. So hier kom slegte tye. Ek dink hier kom tye wat nog moeiliker gaan wees in die volgende tyd. Ons moet dit ook maar eerlik vir mekaar sê, maar ons is wel geposisioneer vir antwoorde wat self sterker kan wees as voor die tyd. Nou ja, dit lyk solidariteit is heeltyd in gesprek met Amerika. Daar's 'n plan wat ook binnekort geloods word wat al meer gaan gepraat oor word in die volgende paar episodes. Maar as ek dit kan opsom, daar kom moeilike tye, of dit is in sanksies of in watter vorm ook al, kan ons seker wees daar kom moeilike tye. So beskerm jou werk, beskerm jou toekoms. Maar ons sien uit na 'n onstuimige rit en hopelik kom ons beter uit aan die ander kant. Definitief. Hy hopelik is vas en seker.